Goeienaand. Dalk is jy huiwerig om vanaand te bely dat die Here jou bewaarder is. Dalk twyfel jy of die Here dit werklik kan wees, of dalk twyfel jy nie of die Here dit kan wees nie, maar of die Here dit vir jou kan wees. Dalk weet jy dit en glo jy dit, maar het jy vanaand net nodig dat iemand jou verseker dat dit so is. Wel, dit is so. Ek sê dit vanaand vir jou. Daar lê 'n besondere iets in die feit dat Psalm 121 begin met 'n gesprek in die eerste persoon en dan oorgaan na 'n gesprek in die derde persoon. Die digter vra vir homself na waar sy hulp vandaan sal kom. Hy bely teenoor homself, waarskynlik ook teenoor buitestanders, soos familie of sy volksgenote, dat sy hulp van die Here afkom. Maar dan verander dit. Dan kom daar iemand anders wat die res van die psalm as 'n versekering of 'n toesegging aan die digter maak. Gaan maar op jou pelgrimspad. Die Here is jou bewaarder. Jy wat hulp soek, jy wat bely dat jou hulp van die Here afkom, ek sê vir jou, die Here is jou bewaarder. Hy bewaar jou. Oorspronklik sou dit kon dui op 'n voorganger in 'n gesamentlike byeenkoms wat die eerste persoon gedeelte sê en dan priesters of selfs 'n priesterkoor wat die toeseggingsgedeelte doen. Hoe mooi is dit nie om daaraan te dink dat dit ook 'n gesprek kan wees waar 'n kind en sy vader of moeder teenwoordig is. 'n Kind vra hulp en bely dat sy hulp van die Here afkom. Die pa en of die ma bemoedig dan die kind met die versekering dat die Here se kind, dat die Here die bewaarder van die kind is. Wie ook al die twee partye in hierdie saak is, hier lê iets besonder moois in. Die gelowige, die hulpsoekende mens, is nooit alleen nie. Hy leef tussen gelowiges wat hom die heeltyd bemoedig en verseker van die Here se bewaring. Gelowiges maak persoonlike belydenisse, maar is altyd in die gemeenskap van die gelowiges. Sien, die pelgrimspad is nooit 'n alleenpad nie. Gelowiges leef tussen ander gelowiges. Ander gelowiges wat jou belydenis ken en jou herinner aan die beloftes van die Here. Want eintlik is dit soveel meer as net een mens wat deur 'n ander mens of mense bemoedig word. Dis een mens wat deur 'n ander mens of mense met die beloftes van die Here bemoedig word. Die Here is jou bewaarder. Die troos lê nie in die feit dat ek dit vanaand vir jou sê nie, maar in die feit dat dit die Here is wat in sy woord hierdie belofte aan jou gee. Ek gee dit maar net deur. Ek echo dit net verder. Daarom, my kind, wat 'n nuwe fase van jou lewe moet ingaan, daarom my man, wat met 'n nuwe werk begin, daarom my gelowige broer en suster, hou aan op die geloofspad, gee die tree, want die Here is jou bewaarder. Al lê die reispad vol berge, vol voetstruikelende gevare, vol daggevare en naggevare. Ek moet jou vertel, ek moet jou verseker, ek moet jou herinner, ek moet jou bewus maak. Die Here is jou bewaarder. Ek bevestig dit teenoor jou. Sal jy my asseblief ook daarvan verseker? Goeienaand.